Dankie Zina, hallo Bongie, hallo Pieter Steef. Pieter Steef, man ek het op 'n video of twee gesien waar Tony Brown die bal skop na voorspelers toe in die naweek. Was daar nou 'n voorbeeld of twee van voorspelers soos jouself wat die bal baie goed hanteer het om 'n 3 te gaan druk. Is dit iets van baie aandag gegee is die balvaardighede van die voorspelers? Ja, dis verseker iets wat ons aan werk. Elke speler het sy prioriteite waarna hy moet werk en ons moet nou maar ekstra wat ons doen. So Tony help ons ongelooflik baie daarmee. Maar natuurlik ook, jy weet wat nie verwag word. As die bal net toe kom, moet jy hom kan hanteer. En dan ja, dit is maar ook die geluk dat jy op regte plek is met dit as daai bal net toe kom om die 3 te kan druk. Dank Zina, Pieter Steef, net vir hierdie spelpatroon wat die Bokke speel die laaste tyd, die bal word meer in die hand. Ek weet daar's nou in Durban so 'n bietjie meer geskop, maar oor die algemeen hou julle die bal meer in die hand. Moet julle fikser wees om daai soort spelpatroon te speel? Ja, ons het gelukkig hierdie laaste, kan ek sê 3 weke het ons bietjie ons oefenstyl verander. Ons het bietjie meer op ball and play gebring met oefening wat ons baie help. So dit gee ons ook die geleentheid om die aspekte waar ons nie momentum kry nie in die wedstryd en die setbacks en die teleurstelling van 'n knock-on of in die 22 wat jy kom en jy word geheld daar op die try line. So ons bring al daai goed in die oefening in. So dit is natuurlik 'n bietjie makliker op 'n manier wat die fiksheid kom. Dis bietjie meer game simulated wat ons baie geniet. Maar ook hierdie week is 'n kort week vir ons. Ons het net 2 sessies gehad en Vrydag captains oefening. So ja, ons moet slim wees die week. Maar dit is verseker 'n ding waar ons op vir al die hele jaar het ons kwai fokus gelê op fiksheid. Ons het nog nooit eintlik in die verlede fiksheid toetse gedoen nie. Ons het dit vir jare vir die eerste keer gedoen. Dis is niets vir ons en dit is 'n ding wat ons op maar het om moet werk. Dis nie iets wat altyd van self kom nie. Dit is en veral die naweek, dis iets wat ons groot dryfding vir die naweek is work rate of the ball. So ja, ons werk seker hard daaraan. Zina, dis vir Pieter Steef. Julle het goeie vertonings gehad tot nou toe en julle het 'n paar goeie wenne gehad, maar dit was nog nooit regtig 'n 80 minute vertoning nie. En Rassie het ook gesê julle eerste helfte laas naweek was regtig nie goed nie. Daar's breinfloutes wat gebeur en foute wat inkruip. Hoe maak 'n mens dit reg? Hoe kry jy dit reg om amper daai perfekte vertoning te lewer en 80 minute aangeskakel te wees? Yes, as jy daai antwoord het, dan gaan jy redelik suksesvol wees. Maar ja, ongelukkig het ons nie die hele antwoord daarvoor. Ons weet waaraan ons moet werk. En die ander ding is rugby, dis sport. Ek dink dit is amper onmoontlik om te sê jy gaan 'n volle 80 minute perfek kan speel. So jy gaan altyd foute maak en die realiteit is hoe reageer as jy daai foute gemaak het. Dit is 'n ongelukkige sport en ons aanvaar dit. So vandag se oefening was een van daai oefeninge waar dinge maar partykeer 'n bietjie skeef geloop het en dis goed, dit moet gebeur. Jy soos Bongie gesê het, jy jou voet op die grond. Jy het sekere dinge waar jy moet werk. Wat laaste naweek maklik gekom het, gaan die naweek dalk nie maklik kom nie. Dit is maar argument onderhalwe, dis maar hoe dit gaan. Laaste vraag, Hendrik. Dankie Zina. Pieter Steef, daar's klomp jonger spelers wat deurkom en sterk deurkom. Ek bedoel ons almal praat oor Sasha op die oomblik. Wat beteken dit vir julle ouer spelers? Is dit 'n kwessie van hoe kyk julle daarna as dit 'n geval van weet 'n ou besef die try behoort nie aan 'n ou nie? Wat beteken dit? Blaas dit nuwe energie, nuwe lewe in julle eie loopbane in? Ja, verseker. As jy die jong ouens opkom, dis lekker om te sien die passie wat hulle bring. Vir al die energie. Dis ouens wat bietjie hulle is vinnig, hulle maak vinnige besluite en ek dink dis wat lekker is. Jy bring daai ekstra oom van die span in. Nie dat die ouer ouens dit het nie, maar dit is soos jy sê, dis ongelukkig die realiteit en ek dink elke persoon hierso is volwasse genoeg om die span eerste te sit en as daar jonger ou deurkom of 'n ouer ou beter speel, dis die realiteit. Jy ongelukkig moet die beste of gelukkig moet die beste ou speel. En soos ons al in die verlede gesê het, as die span wen nie elke individu saam die span. So ons almal kan die kop in die tyd lig. So dis die groot ding.